Goeiemôre en baie welkom by ons erediens. Ons voorsang vanoggend kom uit lied 334, God is liefde, juig ons harte. Kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en aarde geskaap het. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Nou geliefdes, God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met dankbaarheid daarop antwoord deur lied 355, al was ek nie daar nie, saam te sing. Nie daar nie, ek weet het is waar, die krib en Maria, met die kleinkie by haar, dus of ek die engel, die boodskap oorbring, van Jesus se vrede, wat harte laat sing. Was ek nie daar nie, ek weet het is so, die herders en wysers het het eerste gegloor, en deur al die jare, door Jesus sy kerk, die Gees en die woord kom, geloof in ons merk. God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In die twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Nou geliefdes, ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons skuld bely met die volgende woorde. Here, ons het almal afgedwaal. Ons handel almal in stryd met u woord. Ons is liefdeloos teenoor u en ons medemens. Vergeld ons genadiglik nie volgens ons werk nie. Sien ons aan in Jesus Christus wat vir ons sondes gesterf het. Nou broers en susters, na ons skuldbelydenis,
Wil God ons van sy genade verseker. In Galasiërs 3 vers 11 staan daar, hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang, moet hul geloof in God opnuut met blydskap bely. Kom ons bevestig ons geloof deur die lieflike Psalm 100 saam te sing, juig almal tot God lof en eer. Juich almal tot Gods lof en eer, kom dien met blydskap God die Heer, kom met gejubel voor hom saam, en dank en loof hom prys sy naam. Erken die God en sy gesag, hy hou oor ons sy kudde wag. Laat ons as volk die Heer aanbid, hy het ons gemaak as sy besit. Gaan by sy tempel en sing, en bring jou dank met jubeling. Sy goedheid, liefde en sy trouw, sal hy vir altyd onderhou. Terwyl ons so sit, kom ons buig ons hoof voor die Heer en Hemelse Vader. O Here, ons dankie dat ons vanmôre na u woord bymekaar kan kom, Here. Vir die wat daar is wat graag wil luister, Here, laat hulle luister. Ons weet daar soveel dinge in hierdie wêreld wat ons wegvat van u woord af, Here. Here, laat ons nader kom, laat ons die wêreldse dinge eenkant plaas, en laat ons ons verootmoedig voor u, o Here, en erken dat u die belangrikste en eerste in ons lewe is. Here, vergewe ons sondes, vergewe ons oortredinge, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Here, ons weet, sonder u kan ons nie staande bly nie. Daarom vra ons, Here, wees ons genadig, want ons doen so maklik die verkeerde. Ons dink ook vanmôre weer eens aan ons geliefdes, Here, naby en ver. Ons dink aan mense wat in die gevangenis is, Here, wat graag wil streef na 'n beter lewe. Mense wat in hospitale is, Here, wat afhanklik is van die mediese sorg. En wat deur 'n stryd gaan, Here, party moeiliker, party nie so moeilik nie, maar ons dink aan hulle in hierdie dag. Here, en die wat die armoedig is van gees, die wat, Here, u woord nie ken nie, wat nie met u woord in aanraking gekom het nie, omdat daar nie mense is wat dit uitdra na hulle toe nie. Of die kinders wie se ouers hulle nie eenvoudig leer van u woord nie, of die ouers wat nie deur hulle ouers na u woord gebring is toe, Here. Ons dink aan hulle almal en vra vir Here dat die lig op hulle skyn. Bring hulle nader na u woord toe. Want die druk van die wêreld is groot, Here, en daar is meer en meer dinge wat ons wegvat van die woord af. Meer en meer dinge wat belangriker is. Here, laat ons besef, u is almagtig, u is groot. En as u kom ons toe kom haal, Here, gaan dit net oor u. Dit gaan nie oor die ander dinge in die wêreld wat ons gedoen het nie. Ons vra die dinge nie om ons het verdien, Here, maar enkel uit genade. Amen. Ons skriflesing vanoggend kom uit Daniël 6. Daniël 6 vanaf vers 11 tot 29. En uiteraard, hierdie deel gaan oor Daniël oor sy geloof in 'n leeukuil gegooi. Ek lees vir vanaf vers 11. Toe Daniël hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan. Sy dakkamer se venster het na Jerusalem se kant toe gekyk en soos sy gewoonte altyd was, het Daniël voortgaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel en hom te prys, te aanbid en te dank. Daniël se vyande het in sy huis ingestorm en hom daar gekry waar hy sy God aanbid en hom om genade smeek. Toe gaan hulle na die koning toe, nou die koninklike dekreet aan hom voor. U het tog mos 'n dekreet uitgevaardig dat enige iemand wat gedurende 30 dae enige god of mens aanbid behalwe vir u majesteit in 'n leeukuil gegooi moet word. Die koning het geantwoord: ja, en dit staan vas. Dit is 'n onherroepelike wet, 'n wet van Mediërs en Perse. Toe sê hulle vir die koning: maar Daniël, een van die Joodse ballinge, steur hom nie aan u bevel, nie aan die dekreet wat u uitgevaardig het nie, u majesteit.
Hy bid nog 3 maal per dag tot sy God. Toe die koning dit hoor, het hy baie sleg gevoel. Hy het 'n plan probeer maak om Daniël te red, en toe die son ondergaan, het hy nog steeds geprobeer. Toe storm Daniël se vyande weer by die koning in en sê vir hom: "U Majesteit, besef seker dat volgens die reg van die Mediërs en Perse geen dekreet of wet wat deur die koning uitgevaardig is verander mag word nie." Die koning moes toe die bevel gee en Daniël is gebring en in 'n leeukuil gegooi. Die koning het vir Daniël gesê: "Mag jou God wat jy met soveel volharding dien jou red." Daar is 'n klip gebring en op die opening van die leeukuil gesit. Die koning het die opening verseël met sy seelring en met die van sy hoofamptenare sodat daar niks aan Daniël se lot verander sou kon word nie. Die koning is na sy paleis toe en het 'n slaaplose nag deurgebring. Hy het niks geëet en hy het niks gedoen om die tyd te probeer verdryf nie. Die volgende môre vroeg toe dit lig word, het hy opgestaan en is haastig na die leeukuil toe. Toe hy naby die leeukuil kom, het hy angstig na Daniël geroep en vir hom gevra: "Daniël, dienaar van die lewende God, was jou God wat jy met soveel volharding dien in staat om jou van die leeu's te red?" Toe antwoord Daniël: "Mag die koning baie lank lewe. My God het sy engel gestuur om die bekke van die leeu's toe te sluit, sodat hulle my niks kon aandoen nie. Want hy het bevind dat ek nie teen hom oortree het nie. Ook teenoor u het ek niks verkeerd gedoen nie, u Majesteit." Die koning was baie bly en het beveel dat Daniël uit die leeukuil gehaal moes word. Toe Daniël uit die leeukuil gehaal is, was daar geen letsel aan hom nie, omdat hy op sy God vertrou het. Op die bevel van die koning is die mense wat vir Daniël verklaar het gebring en in die leeukuil gegooi, saam met hul kinders en hul vrouens. Hulle het nog nie in die leeukuil grond gevat nie, of die leeu's was op hulle en hulle verskeur. Koning Darius het toe aan al die volke, nasies en taalgroepe wat oor die hele wêreld gewoon het, 'n skrywe gerig: "Voorspoed, ek gee hiermee opdrag dat in my hele koninkryk die God van Daniël gevrees en geëer moet word. Hy is die lewende God. Hy bestaan vir ewig. Sy koninkryk sal nie vernietig word nie. Sy heerskappy sal nooit eindig nie. Hy red en bevry. Hy doen tekens en wonders in die hemel en op die aarde, en hy het Daniël uit die kloue van die leeu's gered." Dit het goed gegaan met Daniël gedurende die regering van Darius en die regering van Kores die Pers. O Here en Hemelse Vader, ons vra U seën op die gepreekte woord wat volg, dat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik is voor U, o Heer, my God en my Verlosser. Amen. Ons tema vanoggend is standvastige geloof en gebed. Die koning was baie bly en het beveel dat Daniël uit die leeukuil gehaal moes word. Toe Daniël uit die leeukuil gehaal is, was daar geen letsel aan hom nie, omdat hy op sy God vertrou het. Dit is ons teksvers, vers 24. Dit is 'n welbekende verhaal hierdie. Ek weet daar's regtig al soveel dinge gesê en gedoen oor dit. Dis een van die bekendste verhale in die boek van Daniël ook, as gevolg daarvan dat hy vir sy geloof in 'n leeukuil gegooi is. Maar interessantheid, ons sal kyk na die volgende skyf hier. As hulle altyd Daniël uitbeeld, is dit 'n jong man wat in die leeukuil is. Maar kom ons kyk, Daniël was 15 jaar oud toe hy na Babylon toegevat is, 605 voor Christus, volgens Daniël 1. Die gebeure in Daniël 6 het heel waarskynlik in die 2de of 3de jaar na die Mede-Persiese verovering van Babylon in 539 voor Christus plaasgevind. Dit is ook toe hy geroep is om die skrif op die muur te ontsyfer. Dit beteken dat Daniël ongeveer 82 jaar oud gewees het toe hy in die leeukuil gegooi is. Hy was 'n ou man, nie 'n tiener nie, soos dikwels in die Bybelstorieboeke en die preke uitgebeeld word. Maar Daniël was 'n man wat sy hele lewe aan God gewy het. En hy het in 'n heidense samelewing gewoon, waar sy geloof herhaaldelik getoets is. Met ander woorde, daar was niks verskillend nie. Ons kan amper sê ook in 'n heidense samelewing waar ons geloof gereeld getoets word. Maar hier sien ons 'n pragtige illustrasie van hoe onwrikbaar hy aan sy geloof in die allerhoogste God vasgehou het, selfs te midde van dreigings en vervolgings. Daniël 6 bring vir ons 'n stukkie geskiedenis wat 'n onuitwisbare getuienis van God se mag en die krag van standvastige geloof en gebed is. Daniël het deur sy buitengewone bekwaamheid so uitgeblink, en dis 'n frase wat voorheen gebruik is om te beskryf volgens Daniël 5 vers 12. Daarom het die koning beplan om hom oor sy hele koninkryk as eerste minister aan te stel. Maar die koning se keuse van Daniël het jaloesie by die ander hofamptenare ingebring. Dit het jaloesie geskep
wat Daniël in onguns geplaas het, en hulle wou hom voor die koning in 'n slegte lig stel. Hierdie ministers en gouverneur-generaals het toe iets teen Daniël probeer kry om waarop hoe die administrasie behartig. Was daar foute wat hy gemaak het? Was daar geld weg? Was hy korrup? Was hy dit? Maar hulle kon geen fout in sy doen en late vind nie. Sodoende het hulle met hulle slinkse planne 'n wet voor die koning gebring, wat Daniël se veroordeel aangesien hy wel bekend was hoe hy sy God aanbid. Anderswoorde, in die normale daaglikse lewe kon hulle niks fout vind teen hom nie. Nou val hulle sy godsdienst aan. Want hom aanval daar waar hulle dink het gaan hom die seerste maak. As alle inwoners is verbied om enige ander god of mens te aanbid, aangesien die wet van krag geword het. Die dekreet is uitgevaardig. Maar Daniël het steeds getrou met sy vensters oop in die rigting van Jerusalem gebid. Jode in ballingskap het altyd in die rigting van Jerusalem gebid, selfs vandag nog, net so Salomo in sy gebed van toewyding vir die tempel beveel het in 1 Konings 8, van vers 44 en 45. Ek lees vir u, sou u volk teen sy vyande uittrek in 'n oorlog, wat deur u beveel is, en hulle bid tot u, die Here, in die rigting van hierdie stad, wat u gekies het, en die huis wat ek vir u naam gebou het. Luister tog uit die hemel na hulle gebed en hulle smeking, en gee hulle die oorwinning. Daniël het 3 keer per dag gebid. Dit kon sy eie persoonlike afgesonderde tyd gewees het, of dit kan dalk die Joodse gewoonte wees van oggend, middag en aandgebede wat reeds gevestig was. Maar Daniël het nie uit rebellie teenoor die koning gebid nie, met ander woorde, hy het nie gesê ek sê jou punt wys nie, nie uit gehoorsaamheid aan die groter bevel van God gedoen. Met ander woorde, uit gehoorsaamheid opgetree, nie in rebellie nie. Daniël was onwrikbaar en getrou in sy bede. Dit herinner ons daaraan dat ons, as Christene, geroep is om standvastig te wees in ons interaksie met God. In tye van beproewing en vervolging moet ons gebedslewe nie verwaarloos nie, maar dit eerder versterk. Ons moet dit ons erns maak. Ons moet in ons nood roep na die Here. Maar daar was 4 punte wat sterk na vore kom in Daniël se optrede en sy getrouheid teenoor God. Eerstens 'n geestelike gewoonte. Dawid se gebedsgewoonte was nie bloot 'n ritueel nie, maar 'n daaglikse praktyk wat sy verhouding met God versterk het. Dit herinner ons daaraan dat ons 'n standvastige gebedsgewoonte in ons lewens moet vestig. Dit moet 'n natuurlike deel van ons daaglikse bestaan wees en word. Wanneer ons gebed 'n diep denkende gewoonte word, help dit ons om 'n standvastig te bly, selfs in tye van beproewing. En gewoonte is 'n goeie gewoonte. Dis goed. En dan die volgende punt is ongeag die omstandighede. 'n Belangrike aspek van Daniël se standvastigheid is dat hy nie opgehou het om te bid nie. Selfs toe die koninklike bevel uitgereik is wat almal verbied om te bid tot enige ander god of mens behalwe die koning self. Hy het sy loyaliteit aan God bo die bevele van mense geplaas. Hieruit leer ons dat ons as Christene nie moet toegee aan druk of vervolging nie. Selfs as ons onderdruk word om ons geloof te ontken of dit te verberg, moet ons standvastig bly in ons gebedslewe en ons trou aan God nie prysgee nie. Met ander woorde, soek jou sekuriteit by God. Geloof in die krag van gebed is die volgende punt. Daniël het geglo dat gebed 'n kragtige middel van kommunikasie met God is. Hy het nie net gebed as 'n ritueel handeling beskou nie, maar as 'n manier om 'n intieme gemeenskap met God te hê. En die krag van gebed ervaar deur sy lewe en hy daarop vertrou om leiding en beskerming van God te ontvang. Dit herinner ons daaraan dat gebed nie 'n formaliteit is nie, maar 'n middel om met 'n lewe met die lewende God te kommunikeer wat luister en antwoorde gee op ons gebede op sy tyd, wanneer en waar ons dit nodig het. En dan, die laaste puntjie op hierdie deel, stilhou in die tye van beproewinge. Toe die bevel uitgevaardig is waar Daniël onder andere gekonfronteer word met die feit dat hy verbied word om te bid, het hy nie paniekerig geraak nie, of sy gebedslewe onder dekmantel geplaas nie, of dit al stil gehou nie. Nee, hy het eerder vasgestaan en getrou gebly aan sy oortuigings, selfs as dit hom in gevaar gestel het. Hieruit leer ons dat standvastigheid in gebed
nie net in goeie tye belangrik is nie, maar veral ook so in moeilike tye. Ons moet nie ons gebedlewens opgee of opskort as ons deur beproewings gaan nie, maar eerder met meer intensiteit of intensief tot ons hemelse Vader bid. Ons moet op God vertrou, nie op die omstandighede nie. Daniël is in die leeukuil gegooi as gevolg van sy gehoorsaamheid aan God, deurdat hy sy vertroue nie in die omstandighede om hom geplaas het nie. Nee. Hy het sy geloof nie verberg nie en sodoende op God vertrou. Die omstandighede, soos die koninklike bevel of die bedreiging van die leeukuil, het hy nie voor ingegee nie. In plaas daarvan het hy sy volle vertroue op God alleen geplaas en bevestig. Hieruit kan ons sien wat die belangrikheid van ons vertroue is en dit aan God alleen te plaas. Die noodsaaklikheid ons vas in ons geloof te staan, die vermoë van God om die onmoontlike te doen, die behoefte om ons geloof in moeilike omstandighede te versterk, is nie onderhandelbaar nie. Vir God is dit nie onderhandelbaar nie. As ons met 'n opregte hart na hom kom en vra vir leiding en krag, is dit nie vir hom onderhandelbaar nie, van hy hoor ons gebede. En God is die opperste mag en hy het die absolute getrouheid. Die leeu's in die leeukuil het Daniël nie aangeval nie, omdat God ingegryp het. Hy het die leeu's se bekke gesluit en hulle rustig gemaak. Dit illustreer tog God se oppermagtigheid, dat hy almagtig is. Ondanks die bedreiging van die leeu's, het God Daniël nie in die steek gelaat nie. Hierdie getrouheid is 'n herinnering dat God altyd by ons staan, selfs in die moeilikste tye van ons lewens. Die ongelooflike mag van God om selfs die onmoontlike moontlik te maak, is alomvattend en bokant ons begrip en denke. Hierdie gebeure gee ons die gerusstelling en die versekering dat hy getrou is aan sy beloftes. Maar nou kan ons ook kyk na die uiterlike verwesenlikheid van God se wil. Daniël wat getrou gebly het aan God en nie gesoog het voor die bose manne se planne nie, het sodoende God se trou bevestig, deurdat God se wil geskied het, nie die van die mense nie. Die mense wou so, maar God het dit anders te wik en beskik. Ons word herinner dat God sy uiteindelike doel met ons as mense altyd sal bewaarheid word, selfs in die gesig van teenkanting. Hy gebruik ons beproewings om sy wil te verwesenlik. En laastens in die verhaal van Daniël en leeukuil, sien ons die uiteindelike triomf van God oor die moeilikhede en vyhandigheid waarmee Daniël gekonfronteer is. Hierdie was nie 'n konfrontasie teen mens nie, maar 'n aanval op God se soewereiniteit. En nou, wat sien ons? Ons sien dan die straf van die wat vyandhandig teenoor God sy kinders optree, asook die wat sy woord verwerp. Die koning was bly dat Daniël wonderbaarlik gered is, maar hy het geweet dat sy dienaars hom bedrieg het om Daniël tot die dood te veroordeel. Sy woede het teen almal opgevlam. Hy het beveel dat nie die samesweerders nie, maar hulle vrouens en kinders ook in die leeukuil gegooi moes word. Hulle het omgekom met dieselfde stryk wat hulle vir Daniël gestel het. En geliefdes in die Here, die dag as die Here kom en ons oproep, die wat nie glo nie, die wat nie hom getrou dien nie, die wat nie hom as sy verlosser aanvaar nie, word in die, ek kan amper sê in die leeukuil gewerp. Daar waar daar geen vrede vir jou kan wees nie. Wat 'n teenstelling was dit nie teenoor wat met Daniël gebeur het nie. Vers 25 sê op die bevel van die koning is die mens wat Daniël verklaar het, gebring en in die leeukuil gegooi saam met hulle kinders en vrouens. En luister, hulle het nog nie in die leeukuil grond gevat nie, of die leeu's was op hulle en het hulle verskeur. Hierdie verhaal is 'n getuienis van God se oorwinningskrag en sy getrouheid aan sy kinders. Dit herinner ons daaraan dat ons 'n God dien wat oppermagtig is. En hy is ons toevlug in tye van nood. Hy verander die se harte wat hulle na hom wend. Koning Darius bevestig dit deur sy bekentenis. Vers 26 en tot 28. Koning Darius het toe aan alle volke, nasies en taalgroepe wat oor die wêreld gewoon het, 'n skrywe gerig. Voorspoed, ek gee hiermee opdrag dat in my hele koninkryk die God van Daniël gevrees en geëer moet word. Hy is die lewende God. Hy bestaan vir ewig. Sy koninkryk sal nie vernietig word nie. Sy heerskappy sal nooit eindig nie. Hy red en bevry. Hy doen tekens en wonders in die hemel en op die aarde. Hy het Daniël uit die kloue van die leeu's gered.
Is dit nie 'n kragtige getuienis nie? En ons kan sê, hy red en bevry, hy doen tekens en wonders nou hier in die hemel en op die aarde. Hy het ons, sy kinders, uit die kloue van die bose gered. Want dis wat God doen met ons. Ek sluit af met die volgende. Mag ons uit hierdie gedeelte van die skrif 'n paar belangrike waarhede neem, wat ons in ons eie lewens kan toepas. Eerstens, Daniël het getoon dat 'n standvastige geloof in God ons in staat kan stel om selfs in die moeilikste omstandighede ons geloof in God te behou en ons integriteit te bewaar. Ons kan verder ook sien hierdie dat ons lewens trou aan God moet bly, ongeag die druk en die verleidings om ons heen. Ongeag die goed wat voor ons gehang word om ons weg te neem van God. Tweedens, God is 'n getroue God wat sy kinders beskerm en verlos. Net soos hy Daniël uit die leeukuil gered het. Hy is ook bereid om ons in ons tyd van nood te help. Ons moet nooit vergeet dat hy die God van wonderwerke is nie. Laastens, ons kan hier sien dat loyaliteit, as ek die woord so kan gebruik, teenoor God dikwels tot verandering lei en selfs 'n getuienis vir ander kan wees. Daniël se getrouheid het die koning so geraak dat hy God geëer het en 'n impak op sy hele koninkryk gehad het. Hoeveel mense het nie nader aan God toe gekom nie? Hoeveel mense het nie God begin dien as gevolg van dit wat uitgevaardig is nie? Want hulle kom nou in kontak met die lewende God. Mag ons hierdie beginsels in ons eie lewens toepas en ons geloof in God met standvastigheid en vaste vertroue uitleef. Wetende dat hy ons nooit in die steek sal laat nie. Laat ons in ons gebede, soos Daniël optree, in ons toewyding aan God en sodoende dien as getuienis vir die wêreld om ons heen, om te wys, ons is kinders van God, ons dien hom, ons aanbid hom en ons loof hom. Amen. Kom ons sluit ons oë voor ons Heer en Hemelse Vader. Ons almagtige Heer en Hemelse Vader, ons open ons hart tot U in gebed vanoggend met 'n diepe verlange om standvastige te wees in ons geloof en ons gebedslewe. Net soos Daniël in die Ou Testamentiese tyd. Ons erken U as die almagtige God wat nooit verander nie. En Here, ons besef dat ons in 'n wêreld leef waar ons geloof en gebedslewe herhaaldelik getoets word. Vandag kom ons tot U soos Daniël met 'n smagting in ons wese om standvastig te bly, ongeag die omstandighede wat ons omring. Leer ons, o Heer, om getrou te wees in ons gebede tot U. Mag dit deel word van ons daaglikse lewe om tot U in gebed te nader, net soos Daniël gemaak het. Mag ons dit nie slegs as 'n ritueel beskou nie, Here, maar as 'n daaglikse praktyk wat ons verhouding met U versterk. Help ons om nie op te hou bid nie, selfs wanneer daar moeilikhede is, Here, selfs wanneer ons moedeloos is, selfs wanneer dit voel of ons nie krag het om dit te doen nie. Laat ons geloof verdiep word deur die krag van gebed, die krag wat U vir ons gee, en laat ons nie wankel in ons kommunikasie met U nie. Gee ons die moed om vas te bly staan in tye van beproewing. Laat ons gebede tot U nie nalat nie, maar dit eerder versterk, Here. Gee U ons die krag. Want Here, ons bid vir genade om ten volle op U te vertrou en nie op die omstandighede rondom ons nie. Laat ons nie ons vertroue in mense, regerings of selfs ons eie vermoëns plaas nie, maar leer ons, Here, ons volle vertroue op U alleen te vestig. Laat ons nie vrees nie, Vader, selfs as ons omring word deur onsekerhede en probleme waarvan so baie in die wêreld tans is. Laat ons moedig wees in ons geloof, net soos Daniël. Weet dat U in staat is om self die onmoontlike te kan doen. Want Here, waar ons vra en waar ons tot U bid, dat ons dit besef, by U is niks onmoontlik nie. Verder erken ons, Here, dat U is die God wat oppermagtig en getrou is, almagtige skepper van die hemel en aarde. Laat ons nie vergeet dat U vermoë het om self die grootste tyd in ons lewens en die grootste stryd in ons lewens te oorwin nie. Mag ons altyd op U vertrou, met die wete dat U ons nooit sal verlaat nie, selfs in die donkerste tye van ons lewens. Here, laat ons ook die waarheid besef, dat U uiteindelik sal oorwin, inteendeel U reeds oorwin het, en dat U wil en doel altyd bewaarheid sal word, en U wil sal geskied, Here, in die hemel en so ook op die aarde. Vergewe ons sondes, en Here, lei ons in U geregtigheid. Beskerm en bewaar ons as U kinders op ons reis na U koninkryk. Here, ons bring hierdie gebed tot U met 'n nederige hart, en 'n vaste vertroue in U alleen. Ons bid dit alles in naam van U as ons Vader, Jesus Christus as ons Here en Verlosser, en die Heilige Gees
wat ons lei. Amen. Ons slotlied vanmôre is lied 471, soek allereers die koninkryk van God. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Halleluja, 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 amen, amen. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn, julle genadig wees. Die Here sal jou gebede hoor en aan julle vrede gee. Amen.